Hartlike goeiemôre, dit is Saterdagoggend en wat 'n voorreg is dit vanoggend om saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. Dis dagbreek en dis vroegoggendure en daar's nog mense wat dalk nog slaap of mense wat al reeds werk toe is. Maar ek en u is vanmôre hier en ons wil hoor wat God se woord vir ons vanoggend sê en ek is opgewonde oor wat God se woord vir ons wil sê en gaan sê. En my oorskryf vanoggend daar is: Wie is jy in Christus? Wie is ek in Christus vanmôre? En so baie maal dan kyk ek na die mense daar buitekant en hoe hulle lewe, dan wonder ek baie keer, as ons sê ons is kinders van die Here, is ons werklik kinders van die Here? Lewe ons soos kinders van die Here of sê ons maar net ons is kinders van die Here as ons in 'n groep mense is? Maar ek wil vir ons 'n klein gedeelte lees daar uit Efesiërs 1 Efesiërs 2 vers 8. Hy sê daar: Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar hoor mooi wat sê die 10de vers vanoggend. Hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. As ons gaan kyk na Genesis, dan sien ons dan in die eerste hoofstuk of tweede hoofstuk, dan sê die Vader vir sy seun, kom ons skape die mens na ons beeld en na ons gelykenis. Ek wil vanoggend vir elkeen sê wat luister en waar hierdie boodskap ook al mag heen gaan, die wat dit share dit, maar ek wil vanoggend vir u sê dat u is vanoggend na God se beeld geskape. God het jou en vir my baie uniek gemaak. Hy het ons gemaak met 'n sekere doel op hierdie aarde. Hy het ons gemaak om vir hom te werk. Hy sê daarso, dat ek dit weer lees, hy sê, want ons is sy maaksel. Ons is God se maaksel. Ons kom nie van voor ontploffing af, of wat hierdie wetenskaplikes of bioloë of wat ook hulle wil sê, of ons kom van diere af. Nee. Ek en jy kom vanmôre van God af. God het ons gemaak soos sy eie, na sy beeld, na sy gelykenis. Hy sê, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Mense, ek en jy is geskape vanoggend in Christus, met die doel daarop vir goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Man, my lewe en jou lewe is al klaar voorberei deur God. Dit hang van my en jou af of ons dit wil doen. En terwyl ek daaraan dink, wil ek 'n paar voorbeelde noem. Sou u nou kon dink vanoggend, u wat nou die Bybel al gelees het, maar ek gaan 'n paar name noem, maar sou u nou kon dink vanoggend as kom ons vat byvoorbeeld Dawid. As Dawid nou nie na God se stem geluister het nie. As Dawid nou nie daardie reus gaan veg het nie. Of kom ons stel dit so. As Dawid nie geweet het wie hy in Christus is nie, en hy sou by die reus kom, dan sou die reus hom heel moontlik verslaan het. As Dawid daardie pak klere van koning Saul sou aantrek en op die oorlogsveld uitgaan, sou hy dit nie maak nie. En ek is baie lief daarvan om Dawid as 'n voorbeeld te gebruik, want hy is vir my tipe van 'n rolmodel, 'n tipe van 'n Christus. Hy het geweet wie is hy in Christus Jesus. Ek verwys na Daniël toe. Daniël, as hy nie 3 maal 'n dag gebid het nie, as hy nie geweet het wie sy God is nie, dan sou ek en u dalk nog vandag nog 'n goue beeld aanbid het. Maar Daniël het geweet wie sy God is. Hy het geweet wie in Christus is. Hy het geweet as hy op die Here wag, kry hy nuwe krag, ongeag sy omstandighede. Al word hy tot die dood veroordeel toe, het Daniël geweet dat hy is meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Daar's nog voorbeelde. Kon jy dink dat Sadrag, Mesach en Abednego, vriende van Daniël, wat ook nie voor 'n beeld wou buig nie, voor 'n goue beeld wou buig nie.
As hulle nie gestaan het vir dit wat die woord van God sê hulle moet inglo nie. As hulle nie gestaan het vir die ware evangelie van Christus nie, dan sou hulle sekerlik doodgebrand het in daardie vuur. Ek wil so ver gaan om dit te sê dat as ons nie staan vir die evangelie van Christus nie, net so Sadrag, Mesach en Abednego, sal ons ook dalk, as die Here sy kinders kom haal, en ons maak dit nie, en ons doen nie wat God se woord sê nie, ook dalk in 'n brandende vuur wees. Ek verwys na Elia toe. As Elia nie God geken het nie, as Elia nie op God vertrou het nie, as Elia nie 'n gebedsverhouding met sy God gehad het nie, dink ek sou daardie klomp Baal-profete hom oorweldig het, al het hulle gebid tot hulle gode, en al het daar geen vuur uit die hemel uitgeval nie, op die altare nie, sou hulle nog steeds vir Elia oorweldig het, maar Elia het geweet wie hy in Christus is. Hy het sy Skepper geken. Hy het 'n gebedsverhouding gehad. Hy het geweet, as op die Here wag, kry hy nuwe krag. Ek verwys na Moses toe. Moses wat gevlug het in die woestyn, weg van Egipte af, omdat hy 'n moordenaar was. Maar iewester in die woestyn, en ek wil jy met baie mooi luister vanmôre, iewester in die woestyn kom hy agter by 'n brandende bos, dat die Here wil hom gebruik vir iets groters. Hy hoef nie te vlug vir sy verlede nie, maar hy kan gaan, want die Here het vir hom 'n toekoms, en ons het dit gelees vanoggend, wat God voorberei het. Moses sê vir die Here, my Here, ek kan nie gaan nie. Ek hakkel, ek het 'n praatprobleem. Maar God het klaar sy lewe vir hom voorberei, vir goeie werke, om die volk te gaan verlos, om uit te gaan, om goed te doen. Ek wil u herinner vanmôre aan Job. Job wat 'n gebedsreus was. Job wat sy God geken het. Job wat geweet het wat hy in Christus Jesus is. En ek wil jy moet net so bietjie vasbyt daar. Ek gaan nou by jou en by my kom. Maar Job kon vergaan het. Hy kon op die ashoop dood gegaan het as hy nie sy God geken het nie. Sy vriende en sy familie en almal het vir hom gesê, los vir God. Maar hy het geweet, as hy in Jesus bly, is hy meer as 'n oorwinnaar. Ek vat jy op 'n laaste een, na Abraham toe. Die Here beloof vir Abraham dat sy nageslag sal soos die sterre wees. En die Here help hom om 'n seun te kry op 'n baie hoë ouderdom. En die Here vra vir hom, Abraham, gaan offer hierdie seun. En ek dink dat Abraham was bewoog geweest, maar hy het gedoen wat God vir hom gesê het. Want sien, Abraham het geweet, sy gehoorsaamheid in Christus Jesus sal vir hom 'n weg oopmaak. Hy gaan om sy seun te offer. Maar ek dink Abraham het hoop gehad in Christus. Hy het geweet dat God is by magte, al sou hy hierdie seun offer, sou God hom weer opwek, want hy het 'n belofte in Christus gehad. En u weet wat gebeur het, net voor hy sy seun op die altaar geoffer het, gee God vir hom 'n lam. En ek wil vanmôre vir jou en vir my sê, dat dalk voel dit vanoggend, dat jy's niks werd nie. Dalk voel dit vanoggend of jy 'n moordenaar is. Dalk voel dit vanmôre of daar nie 'n belofte vir jou is nie. Dalk voel dit vanmôre vir jou, dinge werk nie vir jou uit nie. Maar dan wil ek jou na God se woord toe vat. Net so het elkeen van hierdie persone wat ek vanmôre opgenoem het, dalk ook gevoel. Maar hulle het 'n belofte in God gehad. Hulle het 'n belofte in hierdie woord gehad. Hulle het geweet dat as hulle 'n gebedsverhouding met die Here het, sal die Here hulle deurdra. Hulle het geweet daar's 'n belofte. Hulle het geweet as ek op die Here wag, kry ek nuwe krag. Maar ek wil vanmôre
vir u wat nou luister, of dalk later gaan luister, wil ek dit vanmôre sê. Daar uit Romeine 8, vers 37. En dis die woord wat die Here op my hart gelê het om vanoggend vir jou te gee, want jy het dit vanoggend nodig. Hy sê in 37ste vers, maar in al hierdie dinge, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak waartoe jy gaan nie, luister baie mooi. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar deur hom wat ons lief gehad het. Ek wil vanoggend vir jou sê, liewe luisteraar, jy wat vanoggend luister, jy wat vanoggend vroeg saam op dagpreek is dat jy's nie niks werd nie. Jy's geskape na God se beeld. Jy's geskape na God se gelykenis. Jy's God se eiendom. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Jy het 'n belofte in die Here dat hy sê in sy woord, hy sê hy nooit vergewe of hy nooit verlaat nie. Hy sal altyd deur by jou wees. Vanmôre kom die Here en sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou beskerm en ek sal jou bewaar en ek sal met jou wees. Al wat ons hoef te doen is om op God se woord te bly vertrou en te weet dat die Here is met ons. Jesus het vir my en vir jou op die kruis van Golgotha gesterf sodat ons kan vry wees. Mag die Here u vanmôre seën, mag die Here deur hierdie dag met u wees en mag hierdie dagbreek vanmôre vir jou lewensverandering wees met die wete God is met u. God sal jou beskerm, God sal jou bewaar. Kom ons bid saam. Here, dankie vanmôre vir die liefde en die genade, Here. Dankie vir die woord. Ek bid, Here, dat U saam met elkeen sal wees, sal beskerm en sal bewaar. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Die Here seën u.